Goeienaand luisteraars. Hierdie program word aan u gebring deur De Lange Garage, plot 12 Oudefontein, waar ons bakkies en trekkers weer aan die gang kry. As jou enjin hoes, jou pomp weier of jou agterwiel skit van al die slegte pad, bring dit na De Lange Garage. Ons maak reg wat skeef is. Oop Maandag tot Vrydag, 7:00 tot 5:00, toe tussen 1 en 2. Saterdag tot 12:00. Bel Oudefontein 138 en vra vir Tieu. Goeienaand luisteraars. Ek is Vonnie Oosthuizen by Radio Karoo. Dis weer storytyd. En vanaand het ons iets anders vir u. Oom Eldie Joubert het gister die graad 1 klas by Oudefontein Laerskool besoek en 2 stories vertel. Een oor Waldo die wolf wat nie stil kon bly nie en een oor ou Fanie se laaste boodskap. Ons het dit opgeneem. Maak u gemaklik en luister saam na oom Eldie se stem in die klaskamer. Oom Eldie se wêreld. Episode 11. Oom Eldie vertel stories. Vandag is ek nie by die melkstal nie. Of op die plaas nie. Ek is by Oudefontein se laerskool. Die graad 1's het gevra of ek vir hulle 'n storie wil kom vertel. En ek het 2 stories eintlik. Die eerste een gaan oor 'n woelige wolf wat te veel lawaai gemaak het en 'n Rooikappie wat hom stil gemaak het. En die tweede, dis oor my plaasvoorman, Ramapoy, sy oom Fanie, en 'n boodskap wat nooit afgelewer is nie. Ramapoy werk al jare vir my op Welgelegen. Hy is 'n stil man, maar hy werk hard. Net soos sy oom Fanie was. Kom ons begin. Rooikappie maak Waldo stil. Waldo was die wêreldbekende sanger, Woelige Wolf. Hy was nie boos nie. Hy was net beroemd en vol van homself. En dit was meer as genoeg. Waldo was die wêreld se topsanger van la-di-da. Maar hy was moeg en oorlaai met aanhangers en bewonderaars. Hy het gedink ouma se huisie in die diep bos sou die perfekte private plek wees om te gaan ontspan en te oefen voor sy volgende toer. Die enigste probleem was egter Klein Rooikappie. Klein Rooikappie het Waldo se musiek gehaat. Sy het sy grootste treffer, Hoepelbeen vir jou, verafskie. Sy was die enigste persoon in die dorp wat nie in sy fanklub was nie. 'n Fanklub wat natuurlik deur haar ouma gelei was. My skat, het ouma gesê, terwyl sy die mandjie vir Rooikappie gegee het. Neem hierdie mandjie vir Waldo. Dit bevat vitamiene en strepsels. En bly stil. Hy moet rus. Rooikappie het die mandjie met 'n verveelde gebaar gevat. Haar missie was nie om te help nie, maar om Waldo se verblyf so ondraaglik te maak dat hy nooit weer sou terugkom nie. Die sabotasie begin. Toe Rooikappie by die huisie aankom, was die lug gevul met Waldo se oefeninge. 'n Hoë, krakerige wolf doodsroggel wat hy probeer regkry het. Rooikappie het ingeglip terwyl Waldo in die kamer sy stem onder 'n doek met 'n skottel pepermentwater gestoom het. Sy het die mandjie neergesit en dadelik opgetree. Sy het 'n stukkie sellotape
op die snare van Waldo se geliefde gitaartjie gesit, wat dit 'n dof vaalklank sou gee. Maar haar meesterstuk was om die knoppie vir die volumebeheer op sy reuse pasgemaakte oefenluidspreker te vind en dit agteruit te bedraad. Die katastrofiese konsert. Waldo het triomfantelik uit die kamer gekom. Sy pels was donsig. En hy het sy nuwe liedjie, die sensitiewe snuffelaar, aangekondig. Hy het sy gitaartjie opgetel en toe hy speel, was die klank plat, vaal en effens dof. Hy het dit afgemaak as senuwees. Nee, het hy gesê. Ons gaan met die volle orkesklank oefen. Waldo het sy mikrofoon aangeskakel. Hy het die knoppie gedraai wat hy gedink het die klank uit sou skakel, sodat hy saggies kon begin. Maar weens Rooikappie se bedrading het die volume onmiddellik na die maksimum gespring. Die chunk wat hy gegee het 'n skokgolf deur die hele kothuisie gestuur. Waldo het wild probeer om die klank af te stel. Maar Rooikappie se agteruitbedrading het beteken dat elke draai wat hy gemaak het om dit af te stel, dit net harder gemaak het. Uiteindelik het die klank so hard geword dat al Waldo se glastrofees teen die muur gebreek het. Die hele oefenkamer was 'n krakende, lawaaierige gemors. Waldo het sy pels geskeur en in 'n klein hoop neergesak en gehuil. Rooikappie het rustig van agter die boom gekom, van waar sy die chaos aanskou het. Sy het 'n briefie gelos op die voordeur. Jy kan nie 'n goeie liedjie vind sonder 'n bietjie stilte nie. Die volgende dag was ouma se huisie leeg. Waldo het vertrek, vir altyd. Die dorp was teleurgesteld, maar Rooikappie het uiteindelik rus gehad. Sy het die mandjie net so vol na ouma toe teruggeneem. Toe ek klaar is met die Waldo storie, het die kinders gesit en kyk vir my. En een van hulle, klein Frikkie, het gevra, oom Elde, ken oom spooke? Ek het aan my baard gekrap. Spooke? Ja, ek ken een. Maar hierdie een is nie vir klein kinders nie. Juffrou Ruda het gehuiwer. LD? Dis 'n ware storie, het ek haar verseker. Van ou Fanie en sy stem. Die stem van ou Fanie. Ou Fanie was my plaaswerker Ramapoi se oom gewees. Fanie was die voorman van die span op ons buurplaas Soutkloof. 'n Stil man, maar een wat gewerk het soos 10. Ramapoi het altyd gesê, my oom praat min, maar die grond luister as hy praat. Toe Fanie siek word, het ou dokter van der Linde hom in sy kantoor ingeneem. Fanie was swak, baie swak. En die dokter het geweet, daar was nie meer veel tyd nie. En daardie dae dokters soms 'n ou wassilinder gebruik om belangrike mediese aantekeninge op te neem. Fanie het gesê hy wil iets vir sy vrou laat weet. En die dokter het die silinder geaktiveer. Fanie se stem was sag, vermoeid. Sê vir my vrou, die sleutel onder die klip by die dam.
sy sal weet. En toe was hy stil, vir altyd. Die dokter het die silinder weggesteek, van plan om dit later vir Fanny sy vrou te gee. Maar toe kom die begrafnis en die chaos daarna, en die silinder het agter 'n stapel mediese joernale beland. En daar het dit gebly. Weke later het die dokter begin hoor, voetstappies in die nag. Nie hard nie, net daar, soos iemand wat soek. Hy het dit afgemaak as wind, of dalk 'n muis. Maar die voetstappies het aangehou. En toe, een nag, het hy dit gehoor, saggies, van ver af, asof dit deur water kom. Sê vir my vrou, sê vir my vrou. Die dokter het regop gesit. Sy hande was ijskoud. Die volgende oggend het hy my laat roep. So, jy dink dis Fanny, het ek gevra. Terwyl ek deur die dokter se kantoor loop en kyk. Ek weet dis Fanny, het die dokter gesê. Ek hoor hom elke nag. Het jy Fanny se leer nog, het ek gevra. Die dokter het dit uitgehaal. Ek het deur die bladsye geblaai. Temperatuur, medikasie, laaste besoek. En toe, heeltemal agter, 'n klein nota in die dokter se handskrif. Was silinder, rak C, agter resepte. Laaste woorde vir vrou. Ek het reguit na rak C gestap. Agter die mediese joernale was die silinder, effe bedek met stof, maar nog heel. Ek het dit afgevee, die ou fonograaf aangeskakel, en die naald op die silinder geplaas. Daar was 'n lang, krakende stilte. En toe, sê vir my vrou, die sleutel, onder die klip, by die dam. Sy sal weet. Ek en die dokter het mekaar aangekyk. Kom, het ek gesê. Ons het na die dam by Soutkloof gery. Daar was 'n groot plat klip langs die water. Almal het geweet van daardie klip. Die kinders het daarop gesit om vis te vang. Ek het die klip omgerol. Onder was 'n klein blikboksie met 'n verroeste rand, maar mooi toegemaak met 'n lap. En binne-in 'n sleutel. En 'n briefie, geskryf in ou Fanny se hand. Vir my vrou, die skuur se kas, alles wat ek gespaar het. Ons het dit vir Fanny se vrou gebring. Sy het gehuil, nie van hartseer nie, maar van verligting. Sy het gewonder waar Fanny sy geld gehou het. Hy het nooit gesê nie. Daardie nag was die dokter se kantoor stil. Geen voetstappies nie, geen stem nie. Net stilte. En ergens in die klein Karoo se nag het ou Fanny uiteindelik tot rus gekom. Dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Rooiberg Gemmerbier, die kilste onder die zon. Rooiberg Gemmerbier, barrels vol plezier. Koel en fris.
maak jou dag reg. Rooiweg, Gemmerbier. En so eindig ons stories vir vanaand. Oom Eldie en die graad 1kies van Oudefontein Laerskool. Maar voor ons die lig afskakel, is dit tyd vir die nuus van die dag. Hier is vandag se hoogtepunte, vars vanuit Radio Karoo se nuuskamer. Goeienaand luisteraars. Hier is Adeline Harmse met die laaste nuus van die dag. Goeie nuus vir boere. Skaappryse by Ladysmith en Calitzdorp se markte het vandag gestyg met 3 pennies per pond. Handelaars sê die aanvraag bly sterk. Die provinsiale paaie departement het bevestig dat herstelwerk aan die hoofpad tussen Oudtshoorn en Ladysmith volgende maand begin. Die projek sal 6 weke duur. Bestuurders moet alternatiewe roetes beplan. In kerknuus. Die Klein Karoo se Kersfeesbesare het bykans 200 pond versendingwerk ingesamel. Leiers van verskeie gemeentes het die gemeenskap se vrygewigheid geloof. En die weer vir môre. Warm en droog oor die distrik. Wind uit die suidooste. Temperature tussen 28 en 30 grade. Ideaal vir plaaswerk. Dit was die nuus vir vanaand. Dankie Adeline. En so sluit Radio Karoo vir vanaand. Ons hoop jy het die kuiertjie saam met ons geniet. Die stories, die nuus en die gesellige samesyn. Môre is ons weer hier. Skakel in op die gewone tyd. Tot dan, slaap lekker. Goeienaand.